Ons gesels vandag oor 'n term wat eintlik, dink ek, vir die meeste van ons vreemd is en wat ons dalk moeilik in konteks of die toepassing daarvan kan snap. Maar kom saam met my vir die volgende paar minute en luister net na wat Paulus te sê het oor die besnydenis. Hy sê in Galasiërs 6 vers 12 en 13, daardie mense wat so daarop aandring dat julle ook moet laat besny, wil maar net eintlik of net uiterlik 'n goeie indruk maak, sodat hulle nie vervolg sou word ter wille van die kruis van Christus nie. Al het hulle laat besny, onderhou hulle self nie die wet van Moses nie, maar hulle wil net hê dat julle moet laat besny, sodat hulle kan roem oor wat met julle liggaam gebeur het. Nou ja, goed, ek kan dink dat die meeste van ons sal sê, wat het dit nou om met ons te doen in vandag se lewe? Hierdie is mos 'n Ou Testamentiese ding. En dit was seker maar belangrik in Paulus se tyd. Maar wat het ons eintlik hier? Hier word 'n baie belangrike punt gemaak deur die feit dat mense in daardie tyd verplig was om ten spyte van hulle geloof in Christus geglo dat dit nog nodig is om besny te word. Nou ons weet tot vandag toe is besnydenis in sekere godsdienste, waar onder andere Judaïsme en Islam en ook in ander godsdienste reg oor die wêreld 'n baie belangrike prosedure wat 'n manlike lidmaat moet deurmaak. Maar wat wil Paulus eintlik hier sê? Paulus sê, weet julle, daar is mense wat glo dat dit gedoen moet word, maar hulle het verskeidelde motiewe. Hulle wil eintlik net hulle self laat geld en hulle wil eintlik roem op julle wat dan nog gedoen het wat hulle van julle verwag. En dit is om ten spyte van alles nog steeds 'n aspek van die wet na te kom. En dit terwyl ons in Christus volmaak vrygemaak is van die wet. Nou, die feit dat daar besnydenis toegepas is in die Ou Testament het sekerlik baie waarde gehad, veral vir die mense in die woestyn, want ons weet vandag word daar gesê dat besnydenis eintlik 'n goeie voorkomende maatreel is teen sekere siektes ensovoorts. Maar vandag weet ons dat dit 'n suiwer godsdienstige verbintenis het en dat mense reg oor die wêreld wat dit doen, dit as gevolg van 'n godsdienstige oortuiging doen. Nou, kom ons sê ook vir mekaar, as iemand sou besny gewees het as gevolg van sy geloof, dan is dit seker nie die ergste van dinge nie. Maar die feit is dat daar mense sou wees wat dit vereis dat sekere Ou Testamentiese wette nog steeds nagekom moet word. En ons weet dit is nie net besnydenis nie. Vandag is daar verskillende ander dinge wat mense sou navolg om dan so te probeer doen wat God van hulle verwag. En ons weet, ons kan maar net een ding doen, en dit is om in Christus Jesus ons geloof te beoefen in vryheid en in groot dankbaarheid. Kom ons doen dit en ons geniet dit om te wees wat ons is, vrygemaak in Christus Jesus. En loop mooi.